Vriende, ek groet u in die mooi naam van Jesus Christus ons Here. Hartlik welkom vanaand by ons aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Mag vanaand se boodskap vir jou tot baie groot seën wees. En ek glo en vertrou dat die Heilige Gees hierdie kosbare waarhede in jou hart en in jou lewe sal bevestig. Kom ons word vanaand stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God onse Vader, en van Jesus Christus onse Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe vriende, in hierdie pragtige aand, kom laat ons saam luister na hierdie baie mooi geestelike lied en ons bring aan die Here die eer. Ons lees vanaand uit die woord van die Here uit Galasiërs hoofstuk 5 vanaf vers 16. Paulus is aan die woord. Laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word. Dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. 'n Mens se sondige geaardheid wil dinge doen wat teen die Gees is. En die Gees wil dinge doen wat teen jou sondige geaardheid is, want hulle is mekaar se vyande. Julle kan dus nie sommer maar net alles doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, is die wet nie meer julle baas nie. Die dinge van ons sondige geaardheid is die volgende: seksuele sondes, vuil gedagtes, losbandigheid, afgoderry, towerkuns, vyhandigheid, rusie, jaloesie, woede, selfsugtige ambisie, verdeeldheid, partyskappe, afguns, dronkenskap, wilde partytjies en al sulke dinge. Ek herhaal my vroeëre waarskuwing oor hierdie dinge. Wie sulke dinge doen, aan God se koninkryk nie. Maar, as die Gees ons lewe beheer, is die gevolge liefde, vreugde, vrede,
geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Christene is mense wat die hartstogte en die begeertes van hulle sondige geaardheid gekruisig het. Ons lewe deur die Gees. Daarom moet die Gees ons lewenstyl ook bepaal. Liewe vriende, Paulus is die skrywer van hierdie Galasiërbrief. En hierdie brief stuur hy aan die gemeente van Galasië in die jare 50 tot 55 na Christus. Paulus was in Korinthe besig in sy tweede sendingreis, toe hy hierdie brief geskryf het aan die gemeente van Galasië. In hierdie brief sien ons hoe Paulus baie duidelik die suiwer waarhede van God en dit wat die Heilige Gees in kinders van die Here se lewe kom doen, benadruk. Daar was valse profete wat besig was om dwaalleer oral te versprei in die gemeente van Galasië. Baie van die mense wou nie afstand doen van hulle Joodse gebruike nie, en selfs sekere rituele wou hulle bly navolg. Maar Paulus sê, hulle het klaar gemaak met die Joodse wette. Wat nou van belang is dat hulle vrygekoop moet lewe, en dat die vrug van die Heilige Gees baie duidelik in hulle lewe sigbaar sal wees. In ons teks van vanaand sien ons hoe Paulus 2 lewenstyle beskryf. Die eerste lewenstyl is die van goddelose mense. Paulus noem hier 'n lang lys van wêreldse dinge wat gedoen word deur mense wat 'n sondige geaardheid het. Die dinge wat by hierdie sondige geaardheid pas, is dinge soos seksuele sondes en vuil gedagtes, losbandigheid, afgodery, vyandskap, rusie en jaloesie, woede, verdeeldheid, partyskappe, dronkenskap en allerhande wilde partytjies. Hierdie dinge, sê Paulus, pas nie by kinders van die Here se lewe nie. Hierdie waarskuwing word herhaal deur Paulus. Wie sulke dinge doen, sal nie die koninkryk van God as erfdeel ontvang nie, in vers 21. Maar wanneer die Heilige Gees oor 'n mens se lewe vaardig word, en jy kind van die lewende God word, en Jesus Christus jou verlosser en saligmaker is, dan lewe jy deur die Gees. Jou hele lewe word deur die Heilige Gees beheer. En dan tree daar sekere eienskappe na vore wat pas by kinders van die Here se lewe. Paulus sê vanaf vers 22, wanneer liefde deel van jou lewe is, en vreugde, vrede, geduld en vriendelikheid, goedheid en getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing, is dit 'n teken van die Heilige Gees se werk in jou lewe. Christene lewe nie meer saam met die aardse hartstogte en die begeertes van wêreldse mense nie. Ons lewe deur die Gees. Daarom moet ons toelaat dat die Gees ook ons lewenstyl bepaal. Ek en jy wat kinders van die Here is, moet daagliks so lewe dat Jesus Christus in ons lewens sigbaar sal wees. As hy die koning van jou hart is, werk die Heilige Gees in jou lewe en sal die vrug van die Gees duidelik in jou lewe sigbaar wees. In hierdie wêreld moet ek en jy stry teen al hierdie slegte, sondige geaardhede en wêreldse dinge wat mense doen. Dis nie tot eer van die Here nie. Ons moet strewe na 'n mooi, goeie, skoon lewenswandel. Dit wat die Heilige Gees in ons harte kom bewerk. En wanneer ons dit doen, verheerlik ons deur ons lewens die Here en is dit 'n teken daarvan dat die ware geloof in ons harte gevestig is. Liewe vriende, die nuwe week lê voor ons. Kom ons gaan hierdie week in lewe tot God se eer. Ons lewe as nuwe mense wat gelei word deur die Gees en ons dra vrugte wat by die bekering pas. Mag die vrug van die Gees
ook in jou lewe sigbaar wees en mag jy deur jou lewe God verheerlik. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanaand kan stil word voor u genade troon, om hierdie kosbare boodskap vanuit u woord te kan aanhoor. Ons prys u dat u deur u Heilige Gees in ons harte werk, dat u ons u kinders gemaak het, en dat ons nuut kan lewe, skoon gewas deur die bloed van Jesus. Wil u gee, Here, dat ons lewens die vrug van die Gees na vore sal bring, en dat liefde en vreugde, vrede en geduld, vriendelikheid en goedheid, getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing deel van ons lewens sal wees. Seën vir ons die komende week, behoed en bewaar ons en vul ons harte met u liefde en vrede elke dag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, ontvang nou die seën van die Here en gaan lewe in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met elkeen van u van nou af tot in ewigheid. Amen.